Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. Goeiedag geliefde op hierdie Dinsdag en ons vra die vraag, wat doen ons terwyl ons wag? Terwyl ons wag vir die wonderlike wederkoms, terwyl ons wag vir ons beurt om oor te gaan na die ewige lewe. Ietsie wat Petrus skryf in 1 Petrus 3 van vers 13 af. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam sal kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. In die tyd wat ons wag, is daar 'n baie belangrike taak wat opgeteken is in hierdie woorde. En dit is waar Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Hier is 'n belangrike taak waarmee elke gelowige behoort besig te wees. Om te verduidelik. Weet, mens kan nie altyd iets sê en almal verstaan dit op een slag nie. Daarom is daar iets soos skool, daarom is daar iets soos universiteit, daaroor is daar iets soos ekstra klasse. Daaroor is daar intense aksies waar tydens mense moet besig wees om verduideliking te kry van die antwoord wat ons soek. En ons het 'n wonderlike antwoord, ek en jy. 'n onwrikbare vaste hoop, 'n wete dat ons die ewige lewe met God gaan deel. En nou sê Petrus, terwyl jy wag, moet jy altyd gereed wees om 'n antwoord te gee vir elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in jou lewe. Dit beteken in die eerste plek dat jy so sal lewe terwyl jy wag, dat ander hoop in jou kan sien. 'n Hoop wat hulle verstand sal te bowe gaan, 'n hoop wat hulle gedink het, hulle nie in hierdie wêreld sal kry nie. Want dit is die hoop van die Christen mens. Dit is 'n vaste hoop, dit is 'n realiteit wat nog net moet aanbreek. Maar die werk daaraan is, verduidelik dit. Dis nie goed genoeg om jou pastoor of jou predikant te betaal om dit namens jou te doen nie. Jy kan nie verwag dat jou Christen buurman of buurvrou dit vir jou gaan doen nie. Elke van hulle het hulle eie take waarmee hulle besig is, terwyl hulle wag. Maar elkeen het die opdrag om besig wees om te verduidelik watter hoop daar in ons is. So moenie wegkruip agter jou persoonlikheid of jou skaamheid of jou introvertheid of wat ook al nie. Om jou is daar mense wat nodig het dat hoop aan hulle verduidelik word. Christelike hoop aan hulle verduidelik word. En dit is jou taak terwyl ons wag om dit vir hulle te verduidelik. Mag jy 'n goeie onderwyser wees. Mag jy altyd bereid wees en verduidelik. Want die hoop leef binne in jou. Shalom. Smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid
aan U.